Ek is Tian Botha. Ek was 'n drummer hierso by die NG Kerk Bellvallei en toe het ek skrywer geword op 'n stadium ook. Tony Kobus het vir my gebel en hy het gesê hy wil vir my iets vra of ek daar kan help met iets by die kerk en hy sê hy sal my huis kom sien. Ek sê vir hom dis reg. En hy het ons hier gebly en hy stap toe oor die parkie na my huis toe. En hy is besig om druiwe te eet en ek het toe vir my druif. En hy sê toe vir my, ek sê toe vir hom, okay, nou maar waarmee help ek? Ek het nie besef, ek dink op daai stadium het ek gedink hy gaan vir my vra om iets te help dra of so stoele te help dra of so iets. En hy sit toe daar op die bank en hy kyk so vir die vloer en hy eet 'n paar druiwe. En hy sê hy hoor ek speel dromme. Ek sê toe vir hom ja, ek speel dromme. Hy sê hy wil my graag nooi om in die band te kom speel. Ek sê vir hom ja, is reg. Hy sê vir hom en toe sê hy my wil nie ek met die dromme moer nie. Ek weet nie of jy dit kan sê nie, maar toe sê ek vir hom dis reg, ek sal net die dromme moer nie. En van toe af speel ek in die kerkband, rustig natuurlik, rustige dromme. Maar dis hoe ek begin dromme speel het. Maar ek het gedink 'n skrywer is iemand wat die Bybel vertaal, want ek het gegoogel wat dit ek moes Google wat dit is. Ek het nie geweet dis iemand wat in die kantoor werk nie. Ek het skrywer geword toe Dominee Chris vir my gevra het of ek 'n paar ure in 'n week het net om die telefoon te antwoord, wat dit toe nie op die ou ende was nie. Dit was nie net die telefoon antwoord nie. Maar ek dink dit is dis maar 'n kwessie van timing ook. Daar's nie baie mense wat in die week in die middel van die dag tyd het om te bedien nie. Ons het baie mense wat help in die kerk, maar om die kerkkantoorure te beman is nie in almal se skedule nie. Ek dink ek het ooit regtig geworstel met die idee van of ek nou moet ja sê of nie. Ek dink dit was net 'n kwessie van die kerk het iemand genodig gehad om bietjie die foon te antwoord en toe sê ek ja, ek het die tyd en ek het die tyd daarvoor. En toe gaan dit van daar af, toe groei dit nou in 'n bietjie iets anders. Volgende oomblik sit ek daar in 'n kerkraadsvergadering en ek het gedink die kerkraad het gaan nou hierdie verskriklike vergadering wees en verskriklik formeel en ek moet nie uit my beurtyd praat nie en al hierdie tipe van dinge, maar toe ek daar kom, obviously ons het nou ons goed gehad om te doen en ons het nou nie baie tyd gemors nie, maar dit was baie meer welcoming amper. Dit baie meer gevoel soos 'n familie wat om die etenstafel sit en 'n plan maak vir die week of vir wat ook al. My eerste werk wat ek gedoen het as skrywer is om vir 'n gemeentelid in die kerk wat nie weet hoe om haar e-mails te check nie. Ek moes haar selfoonrekening vir haar uitprint sodat sy dit kan lees. Ek dink ek was maar net 'n gesig vir sommige van die mense en sommige mense was maar net 'n gesig vir my. Nooit baie persoonlike interaksie gehad nie. Maar toe ek skrywer word, toe skielik ken almal my naam en almal groet vir my en toe, ek wil nie sê begin belangrik voel nie, maar dit het amper so bietjie so gevoel. Ek dog 'n kerk is net belangrik vir die mense wat kerk toe gaan. Ek het nie eintlik besef hoe belangrik dit is vir die groter omgewing nie, hoe dit inpas by die buurtwag van 'n omgewing of by die barmhartigheid van 'n omgewing, direk of indirek of wat ook al. Ek dink dit het nogals, dis die grootste ding wat ek nie klaar geweet het nie, wat ek toe uitgevind het. Want ek dink baie mense is bang om betrokke te raak, want hulle voel hulle is nie goed genoeg nie, of die werk is so belangrik dat iemand met jare en jare se ervaring, of iemand wat baie verskriklik gelowig is, of goeie vriende is met die dominee, dis net vir hulle, maar dit is eintlik regtig nie. Dit is maar soos enige ander ding. As jy 'n bietjie ownership vat van die werk en jy gee om oor die bydrae wat jy maak, dan is dit eintlik maar al wat saak maak.